Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Daar's 'n fascinerende verhaal in die Bybel waar die duiwel probeer het om Jesus te bekeer. Bekeer beteken mos om te draai op die pad wat jy is en om 'n ander pad te loop. En Jesus was op God se pad as God se Messias. Hy is nou net gedoop deur Johannes die Doper en aangewys as die seun van God. En daar kom 'n stem uit die hemel wat die volgende sê: "Dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Dis die einde van Matteus 3. En dan in Matteus 4 kry ons hierdie interessante verhaal van die duiwel wat probeer om vir Jesus oor te rokkel na sy kant toe. Om as dit ware om te koop of oor te koop om sy saak te ondersteun. Ek lees dit vir julle. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê: "As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word." Maar hy antwoord: "Daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom." Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: "As u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: "Dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Die opskrif by hierdie gedeelte is die versoeking in die woestyn. Nou, 'n versoeking is iets wat jou trek weg van waar jy moet wees. In hierdie geval, en ook as ons oor onsself praat, is 'n versoeking in hierdie sin is iets wat jou wegtrek van God af, van sy pad af. En dis wat die duiwel mos probeer doen het. En as ons oor ons eie pad met die Here dink en ons eie versoekings, dan dink ek kan ons heelwat leer by hoe Jesus dit hanteer het. In die eerste plek wil ek sê, wanneer kom die versoeking? As Jesus moeg is, as hy honger is, as menslik gesproke sy weerstand op sy laagste is, en dis ook net nadat hy gedoop is, met die opwinding in die gees wat soos 'n duif op hom gekom het, en al die mense wat daar was, na so 'n groot ding, na 'n groot projek, of na 'n groot wedstryd, of iets wat jy afgehandel het, en daarmee saam honger en moeg, kom die duiwel met sy versoeking. En dan sê hy vir Jesus: "Sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word." En nou antwoord Jesus hom uit die Bybel uit. Jesus antwoord hom elke keer met 'n korrekte Bybelgebruik uit die Bybel uit. Hier sê hy vir hom nou eers: "Daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom." So die eerste versoeking, fisies, 'n fisiese versoeking. Die tweede versoeking, sit hom op die hoogste punt van die tempel, sê vir hom: "As u die seun van God is." By die eerste versoeking het hy ook gesê: "As u die seun van God is." Met ander woorde, as jy nou hierdie mag het, wat jy beweer dat jy het. So nou sê hy vir hom: "Spring nie af, laat die engele jou vang." En dan haal die duiwel uit die Bybel uit aan. Tog snaaks, net? Hy haal uit Psalm 91 uit aan. En hy preek mooi vir Jesus en sê, die Bybel sê, die engele sal jou vang, jy gaan niks oorkom nie. En dan, maar dis nie 'n regte Bybelgebruikie.
Jesus gebruik die Bybel reg. En dan sê Jesus vir hom, daar staan ook geskrywe. Die duiwel het gesê, daar staan in jou Bybel geskrywe, so jy kan dit maar glo. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe. Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Party vertaling sê versoek nie. So Jesus antwoord hom. Nou wat was hierdie versoeking? Hierdie versoeking was om sy goddelike mag te misbruik om eer vir homself te kry, nie? Kyk, ek is die seun van God. Ek spring hier van die tempel af, dan vang jy engele my. Wat dink julle daarvan? Jesus laat hom nie op dit in nie. En dan is dit of die duiwel sê, okay, kom ons los die speletjies. Hier sit nou. Nou sê hy nie weer as u die seun van God is nie. Hy vat hom na 'n hoë berg toe en sê vir hom, sien jy al die koninkryke van die aarde? Saam met al die koninkryke gaan mag, nê, beroemdheid, geld, alles wat by dit kom. En nou sê die duiwel nie weer as u die seun van God is nie. Hy sê net vir hom, luister man, kyk hierso, sien jy al hierdie goed? Ek gee dit vir jou as jy neerval en my aanbid. En dan sê die Here vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Ek wil 2-3 goed hier uit sê vir onsself. Die eerste een is, ook as ons laag is, moeg is, honger is, as ons baie sleg gaan, lyk versoeking soos 'n maklike uitkoms of 'n ontvlugting. 'n Ontvlugting uit my moeilike omstandighede, uit my saai lewe, uit my kleurlose werk, by die werk of by die huis. Nee, hier's 'n bietjie opwinding, is ontvlugting, versoeking. Of aan die ander kant, as ek 'n lang tyd van hard werk en spanning agter die rug het en ons het iets bereik. Daai amper sê ek die volgende dag na 'n groot ding wat 'n mens bereik het. Oppas vir versoeking. Die tweede ding is dat Jesus nooit vir God misbruik het om eintlik sy beeld te blaas. Ek sê dit nie op 'n snaakse manier, maar half te wys wie hy nou eintlik is nie. As hy wonderwerke gedoen het en mense gesond gemaak het, het hy baie keer vir hulle gesê, moet vir niemand sê nie, want ek wil nie op daai manier verhoog word nie. Hy het 'n ander manier gehad, Jesus, hoe hy verhoog is, en dis deur 'n diensknegt te wees, deur mense te dien, deur te sterf vir mense, is hoe hy verhoog is. Die enigste plek waar hy regtig verhoog is aan die kruis. Die laaste ding, as die duiwel nou sê, weet kos los die speletjies man, ek gee vir jou alles wat 'n mens kan begeer, mag, gesag, maar kom na my kant toe. Jesus mors nie 'n oomblik tyd nie. Iemand, toe ons hieroor gepraat het in 'n Bybelstudie, het iemand gesê, Jesus het dit sommer gou kort geknip. Hy knip dit kort. As die duiwel sê, maak veel brode, dan sê Jesus, daar staan geskrywe, jy sal nie leef van brood alleen nie, maar elke woord uit God se mond. Nou sê die duiwel, spring nie af, maar die engele gaan jou vang, dan sê Jesus, daar staan geskrywe, jy moenie die Here jou God versoek nie. En nou, as hy sê, kom na my kant toe, ek gaan jou groot maak, kom net na my kant toe, dan sê hy, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, jy moenie iets anders aanbid nie. Jesus sê nie vir die duiwel, gaan eers bietjie daaroor dink, laat ek net 'n bietjie daaroor slaap nie. Jesus knip dit onmiddellik kort. En die duiwel het waarskynlik aan die begin 'n bietjie hoop gehad, maar nou besef hy met wie hy te doen het, dit gaan nie werk nie. Wat is ons versoekinge vandag? Ek wil Sondag 'n paar goed daaroor sê en ek nooi julle, dink asseblief daaroor saam. Wat is ons versoekinge? Wat is ons afgode? Maar ek noem 2 goed wat mense vir my gesê het. Die eerste een is, as dit oor die eie ek gaan, as dit goed is wat my gaan laat goed voel, wat my gaan laat ontvlug, wat my gaan groot en belangrik maak, wat my gaan ophef, nee, 'n ophef van my maak, oppas. En die tweede ding wat iemand gesê het is,
versoekinge, as jy daaraan toegegee het, hoe moet jy weet wat is reg en wat is nie reg nie? Die goed wat jou vrede met God weggevat het. Die goed wat jou in die nag jou oë laat oopmaak het en dink, ek moes nie. Nee. Dink 'n bietjie saam oor wat is ons groot versoekinge vandag en hoe moet ons daarteen weerstand bied? Maar hoor hier, onmiddellik, nie nog eers daaroor dink of slaap nie. En 'n tweede ding wat ek wil bysê, die regte gebruik van die Bybel. Die duiwel gebruik dit ook om Jesus te versoek. Jesus antwoord hom met die regte gebruik van die Bybel. Maar ons moet weet, wat is die intensie van die Bybel? Wat is die intensie van die Here? Ook met ons, ook in sy koninkryk. Kom ons bid saam. Here, U is sterk. En as Jesus teen die duiwel te staan kom, dan weet ons vooraf reeds wie sal wen. Met ons is dit nie altyd so nie. En ons vra dat U ons in ons versoekinge, in dit wat ons wegtrek van ons God af, in dit wat ons vrede met God wegvat, dat U ons sal help deur U Heilige Gees. Help ons om U woord goed te ken. Help ons, Here, dat ons mekaar sal ondersteun, mekaar se hande sal vat, veral as iemand swak is of moeg is, of as dit met iemand baie goed gaan, dat ons na mekaar sal kyk, maar help U ons ook deur U Heilige Gees. Dit pleit ons by U, in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal altyd by ons wees en bly. Amen.